Goeiemôre. Waarlik waar, dit is 1 April 2026. My naam is Estie Geldenhuys en ek staan hier in ons tuin en ek weet nie wat se voeltjie, ek ken hom nie. Maar hier is 'n voeltjie wat baie bly is vir hierdie nuwe dag hier bokant my. Ek vertrou jy is ook bly. Kom ons kyk vandag asseblief saam na Psalm 16. Dankie Vader dat ons net vir U kan vra, gaan asseblief voor ons uit, gaan voor my uit. Dat ek net die woorde sal praat wat op U hart is, nie noodwendig wat ek voorberei het nie, Vader, maar wat op U hart is. Dit vra ek. En ek bid dat U elkeen wat ooit na die boodskap luister, sy ore sal oopmaak, dat ons U sal hoor. Vader, ek besef dat ons nie altyd eers alles dieselfde goed hoor nie, want U praat met elke individu oor dit wat U weet, ons nodig het om te snap. En dit bid ek weer vanoggend. Vader, kom leer vir elke individu uit hierdie psalm, en ek sit myself eers in die lyn. Leer vir ons wat dit is, wat U graag wil dat ons sal raak sien, raak leer uit hierdie psalm, Psalm 16. Dankie dat U voor ons uitgaan. Halleluja, amen. Psalm 16 vers 1 lees die eerste vers, 'n gedig van Dawid. Nogal, 'n gedig van Dawid. En dan sê hy, bewaar my, o God, want by U skuil ek. Stop met eers gou. Asseblief, oorweeg die twee woorde. Bewaar en dan ook skuil. En moenie die want tussenin miskyk nie. As mens daaroor nadink, besef jy dat die bewaar geregverdig word deur die aksie van skuil. Wat dan bevestig dat ons mag vra. Vader, ek skuil by U, daarom vra ek, bewaar my asseblief. Is dit hoegenaamd moontlik om te bewaar, terwyl om te skuil glad nie deel van die prentjie is nie? Snap dit asseblief in die eerste plek. Hierdie bewaar is regtig iets wat volg op 'n gesindheid, 'n afhanklikheid, 'n instelling. Gaan dink self daaroor. Dink aan 'n kleuter wat eenvoudig pad vat onder jou oë uit. Hoe kan jy hierdie kindertjie beskerm as jy nie eers weet waar hy is nie? Gebeur dit nie presies net so met my en jou in ons verhouding met ons Vader nie? Ja, dit is so. Ons Vader wat alles weet, weet alles. Maar solank ons hom nie inlaat of toelaat in ons kommunikasie, dan is dit afgesny. Dit is dan, wanneer ons op ons eie missie beland, waar sy hand ons nie meer kan rig nie, nie omdat hy nie kan nie, maar omdat ons hom nie toelaat nie, omdat ons nie steur aan sy rigtinggewing nie. Ek wil sommer net sê, Vader, bewaar my, bewaar elkeen van ons om te verstaan wat dit beteken, wat dit vra van ons, om werklik by U te skuil. Vader, al is dit al wat ons vandag uit hierdie psalm leer, bid ek dit, leer ons wat dit van elke individu vra. Want as ons gesindheid nie soek na U as ons skuilplek nie, weet ek nie of ons daar gaan uitkom nie. Wees ons asseblief genadig, Vader. Leer ons om alles voor U te bring. Leer ons om U waaragtig te vertrou, selfs met die kleinste goedertjies. Dankie, Vader, ons eer U. Terug by die psalm. Koning Dawid verduidelik in eerlikheid verder, en luister na hierdie woorde. Praat ek en jy ooit in soveel eerlikheid met ons Vader? Weet jy, dis nie dat hy nodig het om hierdie woorde uit ons mond te hoor nie. Ons het nodig om dit vir hom te sê. Want deur dit te sê, uit te sê, versterk ons eie geloof.
Hoor hoe lees Psalm 2 en vers 3. Psalm 16 vers 2 en 3. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Vers 3. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behae is. Dan verwys koning Dawid na nog 'n groep, vers 4. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal vermenigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Kyk hoe maak koning Dawid onderskeid tussen afgode teenoor die enigste lewende God. En weet jy, ek is bevrees. Ek weet nie of ons altyd verstaan wat in ons lewe afgode geword het nie. Gaan word 'n bietjie stil by Vader en vra dat hy jou wys, dat hy my wys. Wat is daar waarin ek meer aandag gee, waarin ek 'n groter afhanklikheid het as van hom? Hy is die lewende God. En kyk hoe duidelik sê Dawid dit. Dan verduidelik hy ter bevestiging verder. En hoor hoe spel hy die voordele uit. Psalm 16 vers 5 en verder. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in 'n lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi, omdat koning Dawid hierdie dinge weet en glo. Daarom kan hy dit uitsê. In die verse wat volg, ek lees vers 8, eers vers 7. Ek sal die Here loof, en dan gee hy 'n paar punte. In die eerste plek, die Here wat my raad gegee het. Tweede punt, selfs in die nag vermaan my niere my. Vers 8. Ek stel die Here altyd deur voor my, en dan kom daar 'n derde punt. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. In vers 9 kom 'n vierde punt. Daarom is my hart bly en my eer juig. En dan 'n vyfde punt. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Vers 10 kom 'n sesde punt. Want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. Punt 7. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. En dan in vers 11, waarlike 8ste punt. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Die pad van die lewe bekend maak. Wat 'n geweldige voordeel. Nooit onseker nie, nooit wat ook al nie, want jy ken die pad vorentoe. Versadiging van vreugde is voor U aangesig, want daar's geen twyfel nie. Daar's geen, ek wonder wat nou nie. Lieflikhede in U regterhand, vir ewig. Wat het koning Dawid gedoen om by hierdie plek in die gees uit te kom? Lê dit dalk suiwer in absolute eerlikheid? Dit moet ek en jy weet. Ons kan nie vir ons Vader lieg nie. Hy weet in elk geval alles. Kom liewer in absolute eerlikheid na hom toe. Eerlik oor ons eie doen en late, maar ook eerlik in die mate waarin ons glo in die wonderwete van wie hy is. Hoor mooi, Psalm 16 vers 1. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand, vir ewig. Vader, wees ons genadig. Leer ons asseblief wat dit vra
om by U te skuil. Leer ons hoe gemaak om waaragtig by U te skuil en leer ons wat om te verwag in daardie skuilplek. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Halleluja, amen.